sê ouma Uil een oggend, toe sy vir oupa Uil ontbyt op die tafel neersit. Ja, ou liefde, wat pla? Ek hoor die boskinders het alweer alles wat jy vir hulle geleer het oor gesinne vergeet. Hulle praat vreeslik te mekaar. Hoe dan so, my ou bruid? Ek het vanmôre daar na die groot boom toe gevlieg om te gaan kyk hoe dit met die nuwe sekretaris voëlkykens gaan. Toe ek hoor hoe lekker die klomp boskinders onder die boom speel. Maar wat ek gehoor het my vere laat regop staan. Ja, hoe dan so? Kan jy glo, klein Flippie Vlakvark het gepraat van hulle nuwe vlakvarkkyken. Verbeel jou, 'n vlakvarkkyken. En die ander kinders het hom nie eens reg gehelp nie. Toe sê meester Manie Meerkat se dogtertjie, die klein olifantwyfietjie het hulle gate stikkend getrap. 'n Olifantwyfietjie? Ja, nee, dit sal nie deug nie. Maar ek dink nie ons moet die hele ding aan die groot klok hang nie, my ou liefde. Ek dink ons moet hierdie keer vir die kinders se ouers leer om hulle eie kinders te leer om reg te praat. Dis 'n goeie plan, dan sal die kinders dit geniet. Sê ouma Uil en dink so 'n bietjie. Ek het 'n plan. Kom ons hou weer 'n lekker speletjiesoggend by koning Louis se groot plat klip. Ons diere hou altyd daarvan om lekker saam te kuier en te speel. Dis 'n goeie plan, my liewe vrou. Ek sal sommer nou na koning Louis toe gaan en by hom hoor of dit reg is met hom, sê oupa Uil en staan sommer op van die tafel af. Maar nou, wat nou van jou ontbyt, my ou man? Vra ouma Uil en haar oë is sommer so groot agter haar bril. Ei, my kop. Kyk nou net hoe haastig is ek alweer vanmôre. Ek sal gou by koning Louis gaan hoor sodra ek klaar geëet het. Ek dink nie koning Louis sal 'n probleem met die speletjiesoggend hê nie. Nadat oupa Uil sy ontbyt klaar geëet het, het hy by die plat klippaleis 'n draai gemaak. Maar dis 'n wonderlike idee, my ou wyse vriend, sê koning Louis leeu. Ek dink die bosdiere gaan dit baie geniet. Wanneer wil jy hê moet ons almal bymekaar kom, oupa Uil? Wel, u majesteit, my vrou lief dink dit is 'n dringende situasie, maar ek dink nie ons moet dit aan die groot klok hang nie, sê oupa Uil en vee oor sy kop met sy vlerk. Wat is dit nou van 'n groot klok, oupa Uil? Vra koning Louis leeu. En oupa Uil kan sien koning Louis is nou 'n bietjie verward. Ekskuus, u majesteit. My ou kop is so vol beeldspraak dat ek soms dink almal ken die uitdrukkings wat ek gebruik en hoe ek praat. Maar kom ek verduidelik gou. Die gesegde het baie jare gelede ontstaan wanneer daar belangrike dinge bespreek moes word en veral wanneer mense moes weet dat dit oor baie belangrike sake gaan. Dan het hulle gesê dat hulle die saak wat bespreek moes word aan die groot klok slaan. Soos 'n kerkklok wat moet lui sodat mense kan hoor, hulle moet dringend by mekaar kom. Later het die spreekwoord verander na iets aan die groot klok hang. Dit beteken presies nog dieselfde, maar niks word regtig aan 'n klok gehang nie. Dit is maar die spreekwoord om te sê iets is belangrik of dringend en moet ook dringend bespreek word. My wêreld, oupa Uil, dit was nou goed beskryf. Baie dankie. Nou weet ek ook wat dit beteken om iets aan die groot klok te hang. Dit is 'n plesier, u majesteit. Nou hoe het jy gedink? Sal ons dit sommer oormôre hou? Sommer hier by die groot plat klip. U majesteit, ek dink dis 'n baie goeie idee. Dan kan ons sommer ook 'n lekker pretdag daarvan maak. Afgespreek. Laat weet asseblief vir Tinkie om vir almal te gaan sê. Ek dink dit gaan 'n lieflike dag wees. Tinkie het rats gevlieg en kort voor lank het al die diere in die groot bos gehoor van die lekker pretdag by die groot plat klip. Ouma Uil en haar grootbos wyfiesvereniging het daardie selfde middag bymekaar gekom en gereël wie watter kos sal maak en saambring vir die dag. Dit was nie lank nie, toe besluit al die wyfies dat groot potte lekker warm sop en brode die lekkerste sal wees in die koue winter. Soos die bosdiere nou maar is, was hulle sommer al vroeg die oggend voor die groot plat klip en het hulle heerlik gesing en speletjies gespeel. Toe die sonnetjie lekker warm skyn en almal daar is, het koning Louis leeu uitgekom uit sy klippaleis en met die diere gepraat. Môre almal,
groet hy. Die diere bly doodstil. Ons gaan vandag lekker pret hê hier by die groot plat klip. Maar ek wil heel eers vra dat al die gesinne bymekaar moet staan. 'n Pappa en mamma en hulle kleingoed moet in 'n kringetjie saam staan. Die diere skarrel vinnig rond en voordat jy jou oë kon uitvee, was al die gesinne in kringetjies bymekaar. Nou gaan ek vir oupa Uil vra om vir ons te vertel wat ons nou gaan doen. Oupa Uil, asseblief. 'n Goeiemôre al ons liewe diere van die groot bos. Kom ons kyk hoe slim is julle. Ons gaan vir mekaar leer hoe om oor ons gesinne te praat. Ons gaan vir mekaar vertel wie en wat ons elkeen in ons gesin genoem word. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. My naam is oupa Uil en ek is 'n mannetjies uil. My liewe vrou, ouma Uil, is 'n wyfie uil. Ons kinders is nou al groot, maar toe hulle nog klein was, het ons hulle uilskykens genoem. Verstaan julle die speletjie? Ja, antwoord al die diere gelyk. Nou maar goed, sal jy vir ons begin, Ollie Olifant? Altyd seker, oupa Uil, my naam is Ollie Olifant en ek is 'n olifantbul. Olga Olifant is my vrou en sy is 'n olifantkoei. Ons kinders is olifantkalfies. Pragtig, sê oupa Uil en al die diere klap hande. Wie is volgende? Vra oupa Uil. Jakkals steek sy hand op. My naam is Jakkals en ek is 'n jakkalsmannetjie. Vrou Jakkals is my vrou en sy is 'n jakkalswyfie. Ons kinders is klein jakkalsies. My naam is Wolf en ek is 'n wolfmannetjie. My vrou se naam is vrou Wolf en sy is 'n wolfin. Ons kinders word wolfies genoem. My naam is Flippie Vlakvark. Ek is 'n vlakvarkbeer. My vrou is 'n vlakvarksog en ons het vlakvark kleintjies. My naam is Bobby Bobbejaan. Ek is 'n bobbejaan mannetjie en my vrou is 'n bobbejaan wyfie. Ons kinders is bobbejaantjies. My naam is Kami Kameelperd. Ek is 'n kameelperdbul en my vrou is 'n kameelperdkoei. Ons kinders word kalfies genoem. My naam is Zander Zebra. Ek is 'n zebra-hings en my vrou is 'n zebra-merrie. Ons kinders is zebra-kalfies. My naam is Ronnie Renoster. Ek is 'n renosterbul en my vrou is 'n renosterkoei. Ons kinders word ook kalfies genoem. My naam is Dewald Duif. Ek word 'n doffer genoem en my vrou word 'n hen genoem. Ons kinders is kuikens. Is dit nou nie interessant nie, vriende? Ons is almal uniek. Is daar nog iemand? Vra oupa Uil. Mag ek ook sê? Vra Seekoei. Natuurlik, sê oupa Uil. Goed, dankie. My naam is Seppie Seekoei. Ek is 'n seekoeibul en my vrou is 'n seekoeikoei. Ons kinders is ook kalfies. So baie kalfiediere. Is dit nie wonderlik nie, sê oupa Uil. Mag ek maar die laaste een wees, oupa Uil? Vra koning Louis Leeu. My liewe genade, u majesteit, maar natuurlik. Hoe kon ek u nou vergeet? Dis als reg, oupa Uil. My naam is koning Louis Leeu. Ek is 'n leeumannetjie en my vrou is 'n leeuwin en ons kinders word welpies genoem. Nou ja, nou weet ons meer van wie en wat ons almal is. Daar is nog baie ander diere wat ook hulle eie name vir mannetjies en wyfies en kinders het. Dink maar aan die diere op boer se plaas. Kom ons onthou nou wie en wat ons is en help die ander diere om dit ook te onthou en reg te gebruik wanneer ons aan mekaar praat. En nou is dit tyd vir ons fees. Julle is almal baie welkom. Geniet dit!